soos Christus die hoof is van die kerk. En as jy nou mooi dink, wat het Christus gedoen as hoof? Het aan 'n kruis genang. Met ander woorde, hy was die baas, maar hy het homself gekruisig, om dit vir die kerk moontlik te maak, om 'n verhouding met God te hê. So hy sê dit baie duidelik daar, gaan lees bietjie Efesiërs 5 vanaf vers 1, man is die hoof van die vrou, soos Jesus Christus. Ander woorde, dit beteken doodgewoon, die enigste hoofskap wat jy het, is om eers aan die kruis te gaan. Om eers vir Eddie te kruisig, en daarmee 'n voorbeeld te wees vir jou vrou en jou huisgesin, ook jou kinders, is baie, baie belangrik. En dan draai dit om, en dan sê hy later, die vrou moet onderdanig wees, maar is nie 'n besem nie, is nie 'n vloerlap nie, is nie 'n bediende, gratis bediende wat jy kontrak mee het nie. Hy sê daar ook, soos wat die gemeente aan Christus onderdanig is. En ek hoop julle volg dit en as die Here vir ons sê, hy het aan die kruis gaan hang, en hy sê ook, julle moet aan die kruis gaan hang. Dis hoe mens verhoudings bedryf, deur aan die kruis te gaan hang. Deur te vergewe. Om te vergewe beteken, jy spreek vry. Jy sê, jy het my skade aangedoen, maar ek spreek jou vry. So ek kruisig myself, ek is nie daar vir die wens. Hoor julle iets van wat ek probeer sê? Vir die kruis staan altyd in die middel. So dis ontsettend belangrik, dat 'n mens dit sal verstaan, en dis eintlik al wat ek vir julle vanmiddag wil sê, streef die eenheid na. Moenie maak soos baie van ons huwelike, as dit so 'n bietjie ouer begin raak, dan begin fokus op die verskille. Julle twee het tot nou toe op ooreenkomste gefokus, want dit was vir julle belangrik, en dit het vir julle geluk gebring. En julle besluit julle wil julle lewe lank so deurgaan. Moenie toelaat dat daarna 5 of 6 of 10 jaar julle begin fokus op die verskille. Want verskille dui vir mekaar, dit is altyd daar. En die verskille van Claudine gee vir jou geleentheid om aan die kruis te gaan hang, soos Jesus te wees. Verskille wat jy met hom het, gee vir jou die geleentheid om aan die kruis te gaan hang, en te sê, Here, ek wil soos U wees. Ek vergewe dit, ek pas aan daarmee. Ek gaan dit nie teenoor my, dit gaan ons nie breek. Die ding wat ek geleer het, ook in my kort huwelik van 30 jaar is, ek het geleer, jou huwelik is in jou hand. Moenie vir jouself sê, sy met my gelukkig maak, of hy met jou gelukkig maak, ek is my eie geluk verantwoordelik. Met ander woorde, die Bybel, die Here sê vir ons in die Bybel, beginsel vir verhoudings is what you give, you get. Wat jy gee, sal jy ontvang, wat jy saai, sal jy maak. Oefen dit, as jy wil hê, sy met anders teenoor jou optree, wat jy verander, teenoor haar, en omgekeerd. So dit is vir my verskriklike belangrike goed, om daai eenheid wat die Here wil hê tussen julle twee na te streef. Dit is sy eerste prioriteit vir die huwelik, om een te wees. Want daai eenheid is so voorsmaakie van wat ons gaan beleef met die Here in die hemel. Dit is die eenheid wat ons daar gaan doen, die vrede wat ons nie hemel gaan doen. Altyd maanskyn en rose, weet jy, julle weet dit.